Nou vriende, is 'n voorreg om weer vanmôre saam met u te kan wees en ek glo u saam met my opgewonde oor hierdie studie wat ons doen vanuit die boek Spreuke. Nou ons gaan stap vir stap deur hierdie boek werk en dis die gebed van my hart dat die Here vir ons wysheid sal gee. Jy sal sien, sommige tye gaan ons 'n perikoop op 'n slag hanteer en ander tye gaan ons vers vir vers deur hierdie boek werk. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën en daar is hier en daar goedjies wat gaan oorvleuel, maar die gedagte is om hierdie goed in u hart vas te maak sodat wanneer u die boek Spreuke gaan lees, dat u sal oplet wat die Here vir ons wil sê en dan ook ter harte kan neem en kan uitleef die waarhede in God se woord. Ek het nie gesê die boek is geskryf deur die man Salomo, hierdie man wat wysheid van God begeer het en die Here het vir hom hierdie wonderlike bonatuurlike wysheid gegee. 'n Wysheid wat ook opgeteken is in die woord en elke spreekvriende wat na vore kom in die boek Spreuke is deur die Heilige Gees geïnspireer. Ek het vir u gesê dat 'n spreek is 'n kort wyse gesegde wat 'n mens maklik kan onthou en wat jou tot een of ander daad aanspoor. Nou, Spreuke is nie noodwendig argumente waarin daaroor basiese dinge, geestelike of morele dinge gedebatteer word nie. Maar vriende, dis eerder hierdie sterk, kort, bondige gesegdes wat vir ons aanspoor om 'n lewe te leef van heiligheid. U sal onthou het dat die woord in die oorspronklike taal beteken om te beheer. En die Here wil ons lewens beheer deur sy Gees en deur die waarheid van sy woord rig en lei, sodat ons heilig voor hom kan lewe. Nou, ons het gister bietjie gepraat oor die gedagte van wat behels wysheid. Ek het vir u gesê, wysheid behels die spreuke wat ons gelees het, praktiese voorbeelde, direkte opdragte, dinge wat ons moet doen as ons dit nie doen nie, wat in ons lewe gaan gebeur. Ons het bietjie gekyk na hierdie Jakobus 3 vers 13 tot 18, die wysheid van hierdie wêreld en die wysheid van God. Vir u gesê ons moet wysheid soek, vriende, soos 'n mens soek na goud en silwer en verborgde skatte, en dan die belofte, ons sal dit vind, Jakobus 1 vers 5, en dan ook hier in Spreuke 2 vers 5 tot 9. Ons sal dit vind, die Here sal nie dat ons te vergeef soek nie, maar dit is belangrik dat ons sal soek na hierdie wysheid. Dis nie vir die verbyganger nie, dis nie vir die persoon wat terloops daarin vasloop nie, dis vir die ernstige soeker. En wysheid, vriende, is meer werd as goud en silwer, glo my. Wysheid is meer werd as alles wat jy in hierdie wêreld bymekaar kan maak en kan verkry. Gister het ons bietjie gepraat oor die voordele wat wysheid bring. Ek het vir u in die eerste plek gesê, wysheid red ons van die wat die slegte dinge doen, mense wat in duisternis wandel, mense wat hulle verheug in kwaad doen, wat besig is met valse streke, en daar is so baie naïewe mense wat val vir hierdie boosharts wat deel van ons gemeenskap is en dikwels deel van die kerk is en mense met hierdie slapriem vang. Daarom het 'n mens wysheid nodig om te kan onderskei en die Here te vra, Here, help my dat ek nie ten prooi val van hierdie boosarts nie, maar dat ek werklik met wysheid kan lewe, met die insig wat U my gee, om goed en kwaad te kan onderskei, en te kan sien of iemand eerbaar en of hy 'n leienaar is. Maar die tweede gedagte wat baie duidelik na vore kom, die voordele wat wysheid ons bring, en dit is hier in hoofstuk 2, wysheid red ons van die ontugtige vrou. Wysheid red ons van die ontugtige vrou, en ons kan net sowel daarin sit, die ontugtige man of die bose man, die een wat met boosheid en seksuele sondes besig is. Ek lees vir u vers 16 tot 19. Daar staan om jou te red van die vreemde vrou, van die ontugtige wat met haar woorde vlei, wat die vriend van haar jeug verlaat en die verbond van haar God vergeet, want haar huis sink weg na die dood en haar paaie na die skimme. Almal wat by haar ingaan, kom nie weer terug nie en bereik die paaie van die lewe nie. Dit is my so geweldig treffend, vriende, hoe baie Salomo oor hierdie saak skryf, en wat vir my meer treffend is dat Salomo vir hierdie sonde geval het. Jy sal onthou, hy het hierdie klomp vroue en byvroue gehad, en dit was later God se oordeel oor sy lewe. Want as koning het hy gedink dat hy deur hierdie vennootskappe wat hy met ander persone kon gehad het, dan ook sy land sterker kon maak en vir hom 'n vrou trou uit elke deel omtrent en uit elke hoek van hierdie wêreld, en dit het meegebring dat Salomo weggesink het in sy sonde en afgodediens en later God se tug, en dan ook later het die volk Israel die oordeel daarvoor ontvang. So wat probeer ek vir u sê? Salomo het gesien dat God se opdrag bly die beste. Een man vir een vrou, gaan lees die boek Genesis. En as jy vanmôre 'n man is wat lief is om oor die draad te kyk, of as jy 'n vrou is wat lief is om oor die draad te kyk, dan wil ek jou vra dat jy werklik sal besin wat jy gaan jou lewe vernietig. Ek sê dikwels vir mense, as hierdie getroude vrou haar man verneek met 'n ander man, moet daardie man wat haar vat, weet, sy sal hom weer later verneek met 'n ander man. Dit is maar net 'n gegewe, vriende.
As hulle nie by die Here uitkom en die Here nie hulle siele red nie, sal hierdie bose kringloop aangaan, want 'n vrou wat haar man van haar jeug verlaat vir 'n ander man, is 'n vrou wat in daardie sonde sal bly voortlewe. Sy sal nooit genoeg kry van die seksuele nie. Sy sal bly soek en sal by 5 en 6 en 7 mans uitkom, en ander kan die man dieselfde. Hy sal oor en oor bly soek na die volgende nuwe avontuur, die volgende nuwe vrou. Hy sal by haar uitkom en agterkom, dis maar presies dieselfde, want u sien, die huwelik gaan nie oor die seksuele per se nie, dit gaan oor 'n verbintenis, waar God twee onvolmaakte mense saamvoeg in 'n band van eenheid om hom te verheerlik, waaruit 'n gesin voorkom, sodat ons hierdie gesin kan grootmaak in die vrees en vermaning van die Here. So ware wysheid red ons van die ontuchtige vrou. God gee ons wysheid wanneer ons 'n vrou ontmoet, of wanneer ons met iemand kommunikeer, of hulle daardie man of vrou is, wat besig is om meer te doen, of meer te sê, as wat daar gesê moet word. Hulle hele, kan ons maar sê, lyftaal, gaan vir ons wys, is hulle daar om te verlei, te verlok, ons miskien in 'n rigting te trek. En daarom wil ek jou aanbeveel vanmôre, as jy man is, moenie met 'n ander vrou alleen gesels nie. As jy vrou is, moenie met 'n ander man alleen gesels nie. Moenie kans en geleentheid gee dat die Satan jou versoek in hierdie opsig nie, want daar is menigte slagoffers wat langs die pad lê, wat gedink het hulle sterker as God, hulle weet beter as God, gedink hulle kan die duiwel uitoorlê, en hulle het later in hierdie sonde verval. Ek herinner my as jong man in 'n gemeente waar ek was, waar ons jeugleier, baie goeie man, in hierdie sonde verval het. 'n Vrou by die skool gesien, wanneer hy die kinders in die môre gaan aflaai het, en dan begin hy bietjie met hierdie vrou gesels, en later het hulle in die kar saam geklim en gesels, later het hulle in 'n seksuele verhouding betrokke geraak. Hierdie man se skoonpa het met hom kom praat, en hom gesê, luister, jy moet jou bekeer tot God, toe hy op 'n baie jong ouderdom 'n hartaanval gekry het, en hy het gesê, luister, ek sal nie teruggaan na my vrou nie. 'n Paar maande later is hy begrawe, nadat hy in 'n ongeluk was, en ek onthou nog die woorde van die man wat saam met hom in die kar ongeluk was. Hulle het van die pad afgegaan en 'n wal vasgery, en toe hierdie man besig was om te sterwe, toe sê hy vir die persoon langs hom, ek moes geluister het toe God met my gepraat het. En ek wil vir u sê, 'n ontuchtige vrou sal jou lewe vernietig. Sal jou kinders se lewe vernietig, sal jou familie vernietig, sal jou lewe vernietig. En aan die ander kant weer presies dieselfde. 'n Man wat homself nie kan inhou nie, sal jou lewe vernietig. Ons moet tog nie so dwaas wees om te dink, wanneer ek miskien bietjie ouer word, en daardie jong man maak oogies vir my, dat hy lief is vir my, of vir my sal omgee nie. Watter dwaasheid. Of aan die ander kant, vriende, wanneer daardie man miskien bietjie aangetrokke voel tot die vrou, of wat ook al die geval mag wees, moenie dwaas wees en dink, dat hierdie liefde is nie. Mense se welles dryf hulle na die sonde, daarom sal wysheid jou red van die ontuchtige vrou, van die man, wat die Here nie vrees nie. Die laaste gedagte wat ons vanmôre gaan hanteer is, wat 'n voordeel is daar in die wysheid, vriende? Dit sal jou help om 'n vervulde, gelukkige, godvrugtige en dan doelgerigte lewe te lei. Ek lees vir jou wat staan daar in die boek Spreuke 2 vanaf vers 20. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Verskoon, ek het net een te veel geblaai in die Bybel. Ek lees dit gou weer vir u, daar in vers 20 van hoofstuk 2, daar staan, sodat jy kan wandel op die weg van die goeies, en die paaie van die regverdiges kan hou. Want die opregtes sal die land bewoon, en die regskaapenes daarin oorbly. Maar die goddelose sal uit die land uitgeroei, en die ontroues sal daaruit weggeruk word. Wat 'n voordele bring wysheid vir my? Ek het vir u gesê, dit red ons van die weg, van die slegte mense, die mense wat in die duisternis wandel, wat leuns lief het, wat valse streke het. Dit red ons van die ontuchtige vrou, maar dit help ons ook om 'n vervulde, gelukkige en 'n godvrugtige lewe te lei. Die opregtes sal die land bewoon, en die regskaapenes sal daarin oorbly. En u moet onthou, hierdie wysheid, vriende, help ons nie net om te leef vir die hier en nou nie, maar ook eendag wanneer ons in God se heerlikheid kom, sal ons beloon word vir ons wyse lewe, vir die lewe oorgegee aan die Here, gevul met sy wysheid, gevul met sy insig, gevul met sy waarheid. Daarom is die gebed van my hart dat u saam met my hierdie waarheid sal nastreef, navors, dit ondersoek, daarna roep, daarvoor bid, en dat die Here met hierdie wysheid ons sal bekragtig om hom in alles te verheerlik. Mag die Here ons wysheid gee, daar's so baie wat 'n mens nog kan sê. Maar môre gaan ons aangaan met die 3de hoofstuk, en dan sal ons bietjie sien wat die Here vir ons wil kom leer daaruit. Seën vir u, mooi dag verder, tada.